Genesis 13 vanaf vers 8. En daar lees ons, toe sê Abraham vir Lot, daar behoort nie 'n getwis te wees tussen my en jou en tussen my veewagters en joune nie, want ons is familie. Abraham en Lot was neefs. Die hele land lê oop voor ons. Gaan jy liewer weg van my af? As jy links gaan, gaan ek regs, en as jy regs gaan, gaan ek links. Lot het toe rondgekyk en gesien, die hele Jordaanstreek tot by Soar het so volop water soos 'n tuin van die Here, soos Egipte. Dit was naamlik nog voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het. Lot het die hele Jordaanstreek vir hom gekies en hy het ooswaarts versit. So die twee manne dan van mekaar geskei. Abraham het in Kanaan bly woon en Lot het in die stede van die Jordaanstreek gaan woon. Tot by Sodom het hy tent gaan opslaan. Vandat ons in die môre ons oë oopmaak, tot die aand dat ons oë sluit, maak ek en jy letterlik honderde verskillende besluite. Trek ek my wit hemp aan, of is dit die swarte? Gooi ek op pad werk toe eers petrol in die motor se tank, of ry ek tot die reserveliggie aangaan? Maak ek vanaand self kos, of bestel ons hoenderstukkies by KFC? Doen ek iets nou, of doen ek dit later? Gaan ek vanaand uit, of bly ek by die huis? Gaan ek links, of gaan ek regs? Normale, alledaagse besluite, wat nie sommer die voorblaaie van die koerante gaan haal nie. Hoekom nie? Want dit is maar die gewone sleur van die lewe. Ek en jy gaan elke dag deur die motions. Moet ek of moet ek nie? Niks buitengewoons daaraan nie. Maar wanneer jy byvoorbeeld op 'n môre besluit om jou pistool uit die bedkassie se te laai te neem en jou vriendin agter die badkamer se deur dood te skiet, moet jy weet dat daai besluit definitief die hoofberig op vanaand se TV-kassie gaan wees. Of as jy 'n bekende storieverteller is en geld links en regs van mense leen, wel wetende jy kan of gaan dit nie terugbetaal nie, moet jy weet dat jou besluite gaan maak dat jou naam en jou gesig oral in die media en op die lamppale pryk. Hoekom? Want dit is besluite met ernstige afmetings. Dit is besluite met verreikende gevolge. Dit is besluite wat nie net vir jou raak nie, maar mense rondom jou, 'n familie, 'n gesin, vriende, kollegas, 'n gemeente en 'n kerk. In Genesis 13 het ons twee mense, Abraham en Lot. En hierdie twee manne het by 'n kruispunt gekom. Die manne het vir jare saamgeboer. Waar die een met sy klein vee getrek het, het die ander een ook een getrek. 'n Tipe van 'n familiebesigheid as jy wil. En toe op 'n goeie dag, broers en susters, het daar 'n probleem ontstaan. Die Bybel sê die land kon nie in Abraham en Lot saam se behoeftes voorsien sodat hulle langer by mekaar kon bly nie. Hulle kon nou net nie meer verder saam boer nie. It was decision time. Hierdie twee manne se paaie moes skei. En daarom sê Abraham toe vir Lot, gaan jy liewer van my af weg. Hy bedoel dit nie sleg nie, hy bedoel dit mooi. Hy sê as jy nou links gaan, dan gaan ek regs. En as jy besluit jy gaan regs, dan gaan ek links. Abraham gee vir Lot die eerste geleentheid om 'n besluit te maak. En dit was 'n gewigtige besluit. 'n Besluit wat Lot en sy hele gesin se toekoms op die spel geplaas het. Maak Lot 'n verkeerde besluit, kon dit sy boerdery in die gedrang bring. Dit kon sy huwelik negatief beïnvloed. Dit kon sy kinders ongelukkig maak en dit kon almal rondom hom onder 'n geweldige druk plaas. Hier is die eerste en die belangrike punt wat ek wil uitlig. Elke besluit wat ek en jy in die lewe maak, het noodwendig gevolge. En hoe gewigtiger die besluit is wat jy neem, hoe ernstiger is die konsekwensies en die gevolge wat jy gaan ervaar. Mense maak elke liewe dag slim en wyse besluite, wat dan uiteraard weer vrugbare dividende afwerp.
Maar ongelukkig is dit ook waar, broers en susters, nie net op individuele vlak nie net op kerklike vlak nie net op sosiale vlak nie, maar ook op politieke vlak. Maak mense soms dom en slegte besluite. Almal van ons ken mense wat 'n beroep gekies het, wat nêrens heen lei nie, met iemand getrou het wat glad nie by hulle pas nie, of deur 'n skema gevang is, wat kitsrykdom beloof het. Een enkele besluit kan van jou vanmôre of 'n suksesvolle besigheidsman maak, of jou geheel en al ruïneer, sodat jy van al jou besittings verloor. Een immorele daad, een keer se dronk bestuur, een oorhaastige saketransaksie, een keer se dobbel met jou man se salaris by die kasino en 'n magdom ander dom besluite kan jou lewe oor die rand van 'n afgrond neem. Die Bybel sê Lot het toe rondgekyk. Lot het 'n bietjie geshop. Lot is die tipe van mens wat nie sommer net inspring in 'n ding in nie, hy oorweeg sy opsies. Hy kyk na alle kante toe. Hy kyk die kat uit die boom. Hy maak nie oorhaastige en wilde besluite nie. En dit moet ons vanmôre vir Lot gereedelik toegee. Hy tree met groot omsigtigheid op. Hy maak nie katspronge nie. Maar, en hier wil ek die tweede punt vanmôre uitlig. Lot was 'n man met tunnelvisie. Ja, broers en susters, Lot het nie verder gekyk en weier gekyk as wat sy neus lank is nie. Trouwens, Lot het hom aan sy neus laat rondlei. Die Bybel sê, toe sien Lot die hele Jordaanstreek tot by die Soar gebied toe. En hierdie sien is 'n baie belangrike woord, is 'n baie sleutelgedagte, baie belangrike sleutelgedagte. Lot sien nie net nie. Lot kyk en sien sekere dinge raak. En daai sekere dinge bevestig die verlange in sy hart. Lot sien die gebied waantoe hy kan trek, het volop groen weivelde, daar's baie water, die reënvalstreek daar lyk goed, alles is 100%, en dit is dinge wat gewig dra vir 'n veeboer. Dit is dinge waarmee jy 'n veeboer kan lok. Daarom besluit Lot toe, dit is die plek waarna toe ek en my gesin gaan trek. Dit is waar ons toekoms en ons heil lê. En die Bybel sê, Lot het sy tente by Sodom gaan opslaan. Die besluit wat Lot gemaak het, maak hy uiteindelik uitsluitlik om materiële redes. Lot dink aan eie belang. Lot dink aan eie voordeel en aan niks meer nie en aan niks anders nie. Lot dink aan geld en rykdom. En daarom moet 'n mens Genesis 13 baie mooi lees, want in die eerste paar verse van die hoofstuk staan geskryf dat Abraham sy neef 'n baie ryk man was. Die twee manne het saamgeboer. Net 'n bietjie verder lees ons, maar Lot het ook heelwat besittings gehad, nie soveel soos Abraham nie. Wanneer Lot hierdie besluit maak, maak hy dit met die oog daarop om te hê wat sy neef het. Keeping up with the Joneses was nog nooit 'n goeie ideaal en 'n strewe nie. As Lot verder in weier gekyk het en hom deur sy geestelike en morele beginsels laat lei het, sou Lot nooit die besluit gemaak het wat hy gemaak het nie, sou hy nooit die rigting ingeslaan het wat hy ingeslaan het nie. Hoekom sê ek dit? Want in vers 13 staan uitdruklik geskryf, die inwoners van Sodom was sleg, hulle het baie gesondig teen die Here. Lot se besluit neem hom dus na 'n plek toe, broers en susters, waar mense hoegenaamd nie morele waardes het nie. Geestelike waardes bestaan in Sodom hoegenaamd nie. Trouwens, dit is 'n plek waar almal gelieg en bedrieg het, waar almal korrup en skelm was, waar niemand 'n voet op 'n Sondag in die kerk gesit het nie. En in so 'n dampkring hoort enige gelowige of 'n kind van die Here nie. Geen kind van God moet homself bemoei met vennootskappe en met vriende wat nie eie is aan dit wat hy glo nie.
En soms is dit waar die moeilikheid begin. Soms is dit waar die dinge vir ons verkeerd loop, deur die besluit wat ons maak, by die plekke waar ons inskakel, by die besighede waarby ons betrokke raak, en die vennootskappe wat ons aangaan. Vir Lot was dit nie belangrik nie. En daarom kyk Lot by hierdie dinge verby. Nie omdat daar iets met sy oë verkeerd was nie, maar bloot eenvoudig net omdat Lot op die materiële dinge gefokus het. Daar was dus iets met Lot se hart verkeerd. En in daardie opsig was Lot welsiende blind, want hy sien net wat hy wil sien. Lot is inderwaarheid stiksienig. Lot se oë sou later wel oopgaan. Later sou Lot se oë oopgaan en sou hy met 'n skok besef in wat 'n netelige situasie hy hom nou bevind. En hoe ernstig die situasie is en hoe dit sy vrou en sy kinders en sy gesin en sy hele lewe raak. Maar toe was dit reeds te laat. Toe was die koel reeds deur die kerk. En broers en susters, dit is vanmôre so, dat die besluite wat ek en jy soms neem, en veral raak dit die manne in ons gemeente, die besluit wat jy as man, die besluit wat jy as pa, die besluit wat jy as leier en hoof van die gesin neem, raak jou vrou, jou kinders en almal rondom jou direk en indirek. En dit kan soms geweldige konsekwensies hê vir ander wat nie by jou besluit betrokke was nie. Luister mooi vanmôre broers en susters, baie mense maak soms besluite in hulle lewe en besef eers agterna dat hulle 'n groot fout begaan het. Eers agterna sê mense, wat het ek gedoen? Ek moes nooit hierdie pad geloop het nie. Ek moes nooit hierdie besluit gemaak het nie. Maar dan in meeste van die gevalle is die skade reeds gedoen en die proses al so ver gevorder dat dit onomkeerbaar is. Nie verniet nie lui die spreekwoord, besin eer jy begin. Lot het lank in Sodom gebly. Die man het vooruitgeboer, sake het goed gegaan. Hy het vriende gemaak. Manne het hom gehelp en hy het die manne gehelp. Sy dogters het elk die liefde van hulle lewe daar ontmoet, want ons lees in hoofstuk 19 dat daar gepraat word van die aanstaande skoonseuns van Lot. Alles op die oog af lyk so wel, dit lyk so goed, dit lyk so perfek. En toe op 'n dag toe bars die bottel. Ons ken almal die verhaal en wat daardie spesifieke nag by Lot se huis gebeur het. Van Lot is die spreekwoord waar wat sê, the chickens have come home to roost. En so tussen hakies broers en susters, Genesis 19, as 'n mens nou baie fyn kyk na die Bybel, praat van Lot se huis. En dan net ek 'n bietjie verder praat die Bybel van die manne wat by die voordeur van Lot kom klop het. En dit beteken dat Lot sy aanvanklike tentwoning in die veld waar hy eers geboer het, naby aan Sodom, stelselmatig verruil het vir 'n huis, vir 'n groter mansion, vir 'n dubbelverdieping in die middel van die stad. Lot trek voetjie vir voetjie, stukkie vir stukkie nader, totdat hy in die midde van slegte mense kom. Hy bevind hom in 'n moeras van ellende. Hy was later heeltemal omring van slegte mense met slegte sedes en slegte gewoontes, maar steeds het die penny vir Lot nie geval nie. Daardie spesifieke nag sou Lot groot skrik, toe die manne aandring en sê, bring daai tweekies in die huis na ons toe uit. Lot staan met sy rug teen die muur. En wat doen hy toe? Lot bied sy 2 dogters aan vir die manne van die stad. Skandelik op Lot het intussen nie net hy verander van woonplek nie, maar het sy standaarde ook verander, het sy morele standaarde gesak. Hy was nou deel van die slegte mense. Hy het hulle taal gepraat. Hy het begin dink soos hulle dink. Hy was deel van die paradigma van Sodom en Gomorra. En daarom probeer hy nou net soos hulle die een kwaad met 'n ander kwaad bestry. Die uiteinde van die verhaal is dat Lot moes vlug, head over heels. In die proses verloor hierdie arme man nie net sy huis, sy plaas, sy geld en sy selfrespek nie, maar hy verloor ook sy vrou.
Lot het een enkele verkeerde besluit gemaak. En die gevolg is dat sy hele lewe uitmekaar geval het. Later, wanneer sy dogters saam met Lot in die grot skuil, sê die Bybel het hulle Lot dronk gemaak en met hulle pa seks gehad in die tronk, daar in die grot. Die immoraliteit van Sodom en Gomorra het deur die jare ook aan Lot se kinders afgesmeer. Dit was die konsekwensies, die gevolge, die uitvloeisel van een enkele besluit van 'n pa. Die Franse filosoof Albert Camus was reg toe hy gesê het, life is a sum of all our choices. Waar ek en jy ons vandag bevind, wat ons in die lewe geword het, hoe ons die pad geloop het tot hier toe vanmôre toe, wat ons waardes en ons prioriteite is, dit wat vir ons belangrik en minder belangrik is alles te danke aan die besluite wat ons gister, eergister en lank gelede reeds geneem het. Lê God dan nie ons pad vir ons uit nie, vra jy dalk vanmôre. Is die pad wat ek nou bewandel nie maar reeds deur God lank voor my geboorte uitgelê en beplan nie? En my antwoord is nee. Ek is ongelukkig een van daai predikante wat dit nie glo nie. Ek glo wel die Here stap elke tree van die pad met jou saam. En elke tree wat jy op jou lewenspad gee, kan jy staat maak op God se hand en op sy leiding en op sy hulp. Maar aan die einde van die dag, broers en susters, moet ons vir mekaar sê, ek en jy, wat vanmôre hier is, bepaal self, deur die keuses wat ons maak, en die besluite wat ons neem, in watter rigting ons lewe loop, en waar ek en jy eendag gaan uitkom. Op my rak staan 'n boek van die Britse historikus Ian Kershaw. Dis 'n monumentale werk, met die titel Fateful Choices. 10 decisions that changed the world. Aangrypend. En in hierdie boek wys Kershaw daarop hoe staatsmanne en staatsvroue, maghebbers, prinse en konings se besluite die wêreld waarin ek en jy woon onmiskenbaar in sekere bane stuur. So byvoorbeeld het Neville Chamberlain se besluit in 1938 om 'n paai-beleid met Hitler te volg, in plaas daarvan om Hitler teen te staan en Hitler te betug, indirek daartoe gelei dat die Tweede Wêreldoorlog gevolg het. Die Japaneese se besluit om in 1937 China aan te val, het gelei tot die onuitspreeklike wrede slagting van Nanking en wat daarop gevolg het. Vandag 70 jaar na die laaste groot oorlog staan die wêreld waarin ek en jy woon weer by 'n kruispunt. Engeland het onlangs besluit om die Europese Unie vaarwel te roep. Die konsekwensies daarvan is nog nie verreken nie. Die VSA moet besluit binne die volgende paar maande wie die volgende president gaan wees. Is dit Trump of is dit Clinton? En hoe gaan die Amerikaanse kiesers se besluit die res van die wêreld raak? Hoe gaan daardie besluit Suid-Afrika raak? Hoe gaan dit jou en my sak raak? Gaan ons dalk 'n nuwe wêreldorde binnetree? Staan ek en jy in 2016 dalk op die rand van 'n derde wêreldoorlog? Europa sit met knellende krisisse. Gaan hulle die stroom van immigrante na die kontinent toe stop en gaan Christelike Europa dalk deur die instroom van moslems oorspoel word? Besluite moet geneem word binne die volgende maande. Hoe gaan dit my en jou raak? En wat van Suid-Afrika? In 1948 het die destydse Nasionale Party vir die veelbewoë apartheidsbeleid gestem. En weet jy wat? Die Afrikaanse kerk het die staat in hierdie besluit gesteun. En vandag in 2016 sit ons steeds met die wrange vrugte wat hierdie besluite opgelewer het. Oor minder as 'n maand van nou af moet ek en jy weer kruisies gaan trek. Maar hierdie keer is dit 'n klein bietjie anders as in 2015 en 2014 en in 1994 en 1995. Hierdie keer mag jou besluit help om ons land of vorentoe te neem of agtertoe te neem. Nie lank gelede nie,
het die synode van die NG Kerk ten behoeve van die gays besluit. En almal was dankbaar oor hierdie nuwe stap. Om slegs 'n maand of 2 daarna hierdie selfde besluit weer te herroep. Eers vorentoe, toe agtertoe. Praat van 'n kerk wat agteruit boer. En ons eie gemeente, Koramdayo gemeente, word gebou met die besluite van raadslede wat gereeld by mekaar kom om 'n tafel. Soms doen ons wonderlike besluite, soms doen ons minder wonderlike besluite. Aan die einde van die dag is ons net mense. Maar meer is dit, broers en susters. Elke Sondagmôre wanneer jy besluit om kerk toe te kom of nie kerk toe te kom nie, het dit bepaalde konsekwensies vir ons gemeente. Wanneer jy besluit om in te skakel by 'n program of by 'n bediening in ons gemeente of om dit nie te doen nie, het dit bepaalde konsekwensies of gevolge. As jy as 'n lidmaat besluit, ek wil saam met die gemeente bou of nie, ek wil op die rand sit en Sondagoggend net 'n boodskap hoor, het dit bepaalde konsekwensies en gevolge. Dit bepaal of ons gemeente oor 10 jaar of 15 jaar van nou of dieselfde gemeente gaan wees, of ons gaan bly waar ons is, en of ons vorentoe gaan en groter gaan word. En die besluite wat jy maak op 'n Sondagmôre in vakansietyd om nie kerk toe te kom terwyl jy in jou bed lê en dink ek vat die vakansietyd af, het enorme konsekwensies. Die afgelope vakansietyd was as 'n klein groepie mense wat my elke Sondag kom ten spyte van die koue en ten spyte van die feit dat dit vakansietyd is. Want God is nie 'n vakansiegod nie. En 2 mense stap in die diens in. 2 pragtige Afrikaans sprekende mense. Hulle sit daar agter en bekyk hierdie groepie mense. Na die diens stap ek na hulle toe, 2 wonderlike mense. Die man sê, my pa was jare predikant en het nou afgetree. Ek sê, ja, fantasties, daar ken ek hom nog en ons gesels 'n bietjie. Ek sê, jong, dis vakansietyd, ons is nou maar min, maar jy weet, kom nou maar weer terug. En hulle het nie. Omdat jy die besluit maak in 'n vakansietyd om in jou bed te lê, mag dit wees dat 2 mense besluit, hierdie gemeente is nie die moeite werd nie. En ek wil hê, jy moet daaroor nadink. So belangrik is ons besluite. En tog, broers en susters, maak mense net soos Lot nog, elke dag dom en verkeerde besluite, en dompel dit hulle lewens, hulle gesinne, hulle familie, hulle vriendekringe, hulle gemeentes in ellende. Ek het deur die jare gevind dat baie mense, miskien die oorgrootste meerderheid van mense, nie weet hoe om die regte besluite te maak nie. As ek al die mense op my hande kan tel vanmôre, wat na my toe gekom het en vir my gesê het, help my asseblief, ek weet nie wat om die regte besluit te maak nie, ek staan by 'n kruispunt, ek weet nie of ek links moet gaan of ek regs moet gaan nie, ek weet nie of ek met die persoon moet trou en of ek nie met daai persoon moet trou nie, help my, dan was ek al 'n ryk man vanmôre. Vreemd soos dit mag klink, broers en susters, mense weet nie altyd wat die regte besluite in die lewe is nie, veral nie wanneer hulle by die vurk in die pad kom nie. Gaan ek links of gaan ek regs? Ek weet nie. Wat moet ek doen? En omdat baie mense nie die wysheid in die lewe het en die insig in die lewe het nie, maak hulle verkeerde besluite. Bring dit in die proses vir hulle groot hartseer en ellende mee. Erger nog, daar is mense deur my bedieningsjare wat ek gevind het, wat oor en oor en oor en oor en oor ad infinitum verkeerde besluite maak. Dis asof die een op die ander een volg. Dis so skakels in 'n ketting. Hulle sit in mekaar. Die een verkeerde besluit is nog nie eens klaar nie. Die effek daarvan nog nie eens verreken nie. Dan is die volgende verkeerde besluit alreeds daar. En uiteindelik beland sulke mense in 'n staat van algehele hooploosheid. Spreuke 19 vers 3 sê, sy eie dwaasheid bring 'n mens op die verkeerde pad.
En met hierdie wysheid van die Spreukedigter kan ek en jy vanmôre nie stry nie. Jy en ek is vanmôre grootendeels wat ons is vanweë die besluite wat ons gister, eergister en in ons jonger jare reeds gemaak het. Mag ek vanmôre so vrypostig wees, so voor op die wa wees, om 'n paar riglyne oor besluitneming vir jou aan te beveel. Kom ons doen dit gereedskap vir goeie besluitneming. En ek hoop dat die jong mense wat hier in ons gehoor is, dat dit ook vir julle iets moet beteken. En daarmee gaan ons sluit. As jy vanmôre hier sit, en jy moet môre oormôre, ander week, ander maand, ander jaar, groot en belangrike besluite in jou lewe neem. Besluite wat jou lewe, jou werk, jou toekoms, jou huwelik, jou gesin, en mense verder rondom jou raak, moet jy dalk die volgende in gedagte hou. Eerstens, neem altyd tyd voor jy 'n besluit maak. Jy het al gehoor dat mense vir jou sê, jong, ek gaan eers daaroor slaap. Dis 'n goeie ding. Gaan slaap eers oor dinge van swaar gewig, dinge van belang. Tyd gee mens gewoonlik beter perspektief en beter insig oor die besluit wat jy gemaak en die rigting wat jy die volgende weke, maande en heel waarskynlik jare gaan inslaan. Meer tyd op jou beskikking kan ook maak dat jy die saak waaroor dit gaan van albei kante af bekyk. Moenie by 'n besluit instorm nie. Moenie sommer net inhardloop nie. Daar's 'n spreekwoord wat sê mense storm by plekke in waar engele selfs katvoet sou wou loop. En die tweede plek, dink finaal voordat jy 'n besluit neem. Dink oor die saak. Kry finaliteit. Maar dink in pyns daaroor. Sit dit in jou kop. Ons het altyd 'n spreekwoord gehad en gesê, sit dit in jou pyp en rook dit eers. Jy klaar gerook het na 0.5 uur, dan praat ons weer. Moet nooit oorhaastige of emosionele besluite maak nie, dit het nog nooit op iets goeds uitgeloop nie. Met ander woorde, moenie net met jou hart dink nie, dink ook met jou kop. En as jou kop sif gedink is, jy steeds nie helderheid oor jou finale besluit het wat jy moet doen nie, raadpleeg jou lewensmaat, raadpleeg jou mamma of jou pa, raadpleeg jou ouma of jou oupa, raadpleeg 'n goeie vriend of 'n kollega, of raadpleeg jou dominee. Dit is waar, 2 of 3 koppe is altyd beter as 1. Mense wat dom besluite maak, en dit het ek in my lewe oor en oor gevind. Mense wat dom besluite maak, is mense wat gewoonlik nie voor die tyd 'n saak goed deurdink het nie. En omdat hulle geïsoleerd leef en die besluite op hulle eie neem, loop die besluite soms so radikaal verkeerd. En die derde plek, win genoegsame kennis in voor jy finaal 'n besluit maak. As jy 'n besluit in jou besigheid of in jou werk moet maak, wat ingrypende konsekwensies kan hê, maak seker dat jy al die nodige inligting het. As jy 'n nuwe werksaanbieding kry, gaan ondersoek eers die moontlikhede van die nuwe werksaanbieding. Gaan jy oor 10, 15 jaar nog op dieselfde plek in dieselfde kantoor sit, dan is dit nie die moeite werd nie. Die gras is altyd nie groener aan die ander kant nie. As jy jou 'n bietjie spaargeld of jou pensioengeld by een of ander skema wil belê, ondersoek die skema, ondersoek die mense, kyk na die geskiedenis, gaan deeglik in die saak op in. Soms kan 'n mens eers 'n ingeligte besluit neem nadat jy 'n saak van alle kante af ondersoek het. Dis deeglik, ons lewe in gevaarlike tye. Vierdens, neem besluite wanneer jy kalm en nugter is. As jy opgestres is, of kwaad is, ontsteld is, of die duiwel in is vir jou man of vir jou vrou, gaan eers in die binnekamer in, raak stil voor die Here. Vertrou hom om vir jou leiding te gee. Ek sê altyd, as dit donker is rondom jou en jy kan nie jou hand voor jou oë sien nie, moenie roer nie. Moenie 'n tree in die donker gee nie. Moenie blinde spronge in die donker te maak nie. Dit gaan jou sleg op jou boemerang.
in tye van donkerte, in tye van onsekerheid, staan botstil. Wag dat die Here lig op jou pad stuur. Dan as jy lig op die saak kry, dan maak jy jou besluit. Vyftens, moet nooit besluite maak wanneer jy of ongelukkig of depressief voel nie. Moenie besluite maak in die tyd wanneer jy swartgallig is nie. Moenie besluite maak in die tyd wanneer jy op die grond lê en negatief oor alles is nie. Moenie besluite maak wanneer jy donker bril op jou kop het nie. Wat staan jou besluite oor? Mense wat negatief is, mense wat swartgallig is, maak besluite wat vir hulle negatiewe resultate gaan gee. Dit is nog altyd bewys. Dan laastens, vereenvoudig alle besluitneming. Moenie dinge meer ingewikkeld maak as wat dit reeds is nie. Moenie van 'n mals op 'n berg maak nie. En ek val ongelukkig in daai kategorie. Die jare het ek my so leer ken. As 'n mos op voor my kom, sien ek Tafelberg. En as Tafelberg voor my staan, sien ek Mount Everest. Deur die genade van God, wat hy vir my 'n vrou gegee met die gawe het om dinge in komponente af te kan breek. Dis hoekom sy 'n goeie wetenskaplike is. Sy breek dit in komponente af en sê kom ons kyk die saak van alle kante. Dis baie eenvoudiger as wat jy dink. En op daai manier het ek al deur groot ellendes en deur groot stroomversnellings in my lewe gekom. Onthou, aan die einde van die dag is ek en jy die een met die bril op. Ons kyk na probleme, ons kyk na sake en ons interpreteer wat ons sien. Soms is jou interpretasie nie goed genoeg nie en iemand anders kan jou help om die regte prent te kry. Sê hierdie riglyne in gedagte hou voordat jy finaal ja of nee besluit in jou lewe, voordat jy finaal links of regs gaan in jou lewe, mag jy dalk vind in die toekoms dat jy by verwagte resultate uitkom en die regte doelwitte in jou lewe bereik. Ek wil sluit. Moes jy die afgelope weke, maande in jou lewe groot besluite maak? En ek is seker van is dit mense vanmôre met in die hart sê ja, ek is vanmôre by daai punt. Ek is vanmôre by daai kruispunt. As ek kom goed waaroor ek moet besluit, is hoende. Ek het nie sekerheid nie. Ek het nie duidelikheid nie. Ek weet nie waartoe ek moet gaan nie. Ek weet nie of ek links of regs moet gaan nie. As ek klop goed waaroor ek moet uitsluitsel kry. En die vraag is, broers en susters, het jy die besluite toe gemaak? En watter besluite het jy gemaak? En watter resultate het jy gekry in die besluite wat jy gemaak het? Was dit goeie resultate? Was dit positiewe resultate? Kan jy vanmôre sê, ek dank die Here. Ek het besluit. Kyk waar staan ek nou. Ek het so gegroei, dinge het so verbeter. My horison het verbreed. Liewe mense het in my lewe ingekom. Die lewe is great. God is goed. Of sit jy vanmôre iemand in hierdie gehoor wat sê, ek het in die verlede slegte besluite gemaak. En dit is hoekom my lewe lyk soos hy lyk. Dit is hoekom my hart soos 'n klip voel in my binneste. Dis hoekom ek so ongelukkig is. Dis hoekom ek net nie vrede kan kry nie. Dis hoekom ek net nie die mens kan wees wat ek wil wees nie. Want my besluite het my in 'n rigting gestuur waarin ek nooit moes gaan nie. Kan ek jou nog een vraag vra? Het jy al die belangrikste besluit in jou lewe gemaak? Die heel belangrikste besluit. Het jy al besluit om jou hart en vol vir Jesus te gee? Het jy al besluit om jou lewe vir God te gee en toe te wys? Was daar al ooit 'n oomblik in jou lewe dat jy besluit het, genoeg is genoeg, enough is enough, en die kerkspel is net klug. Ek moet ernstig raak as 'n disipel van God. Ek moet daai besluit maak. Jesus sê, kom agter my aan. Jesus sê nie, ek gryp jou in jou hare en sleep jy met jou saam nie. Hy sê, kom agter my aan. Nou het jy die besluit. Gaan jy terug Galilea toe of stap jy saam met Jesus na Judea toe? Was daar al oomblik in jou lewe dat jy besluit het in hierdie gemeente, vandat jy aangesluit het, ek wil ernstig raak met hierdie gemeente, ek wil help bou in die gemeente, ek wil nog 'n ry agtervolg, ek wil nog mense inbring, ek wil seker maak die gemeente gaan vorentoe. Een man kan nie alles doen. Besluite,
is so belangrik soos dit. En as jy uiteindelik by Lot, buitekant swaar en Sodom en Gomorra in die grot gaan sit, met sy vodde aan, met sy 2 dogters wat heeltemal koers en rigting verloor het in die lewe, en die vraag vir Lot, Lot, het jy die regte besluite in jou lewe gemaak? As hulle vir jou sê, die Here weet, ek moes nooit hierheen gekom het nie. Ons het vanmôre nog kans om te besluit. As 'n mens die dag doodgaan, is finaal is dit verby. Geen besluite daarna nie. Geen keuses meer daarna nie. Maar aan hierdie kant, en ons nog die wonderlike geleentheid om te besluit, gaan ek links of gaan ek regs? Doen ek die goeie of doen ek die kwade? Is ek 'n lui en 'n laks tipe mens, of is ek iemand op wie almal kan staat maak? Hardloop ek met die bal tot by die doellyn toe, of gooi ek sommer net wild uit hier op die halflyn? Jy besluit.